Goeiemôre vriende, vandag is dit 3 Junie 2025. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag. Ek wil julle uitnooi ook na ons Pinksterweek hierdie week, of die Unity Week soos ons dit nou al die afgelope seker om en by 25 jaar noem. Ons is vanaand by mekaar by die Baptiste Kerk. Die Woensdag aand is dit dan by ons gemeente. Donderdag aand is dit by die Katolieke Kerk en dan nou sluit ons af die Pinksterweek by die Methodiste Kerk. Gaan ons almal by mekaar kom, die dankoffer en die insameling by die iets wat daar so is, gaan alles vir Isibindi. Isibindi, soos ek reeds gesê het, is betrokke by 'n klomp goed, vriende, nie non-government organisation, 18A maatskappy, kry belastingverligting as jy vir hulle geld gee, kan jy dit terugeis, of nie alles terugeis nie, maar kan jy ons dit 'n groot gedeelte terugeis ook van SARS af. Hulle is betrokke by kinders spesifiek, vriende, kinders wat swaar kry, is hulle betrokke op 'n vlak van, as die kinders byvoorbeeld hulle is met die skole, is hulle nou in kontak, so met die ouerhuise sleg gaan gee hulle vir hulle kos, kyk hulle na hulle huiswerk in die middag, hulle het 'n tipe van 'n koshuis agter die kerk self, pragtig ingerig vir 12 kinders. Daar is meestal meisiekinders wat daar is, wat in swak huislike omstandighede het, wat nie kan swat daar nie, maar dan daar kom swat, daar eet en dan van maandag tot vrydag daar bly, en dan spesifiek die ekkohuise is dan nou die kinderhuiskinders wat na matriek moet uit, hulle het nie mense nie, so dan huisves hulle so vir 4 jaar, dan moet hulle uit om weer plek te maak vir die ander mense. So op 'n ongelooflike manier binne in die gemeenskap betrokke, so dit is dan waar vir die geld daar gaan. Dit is net so in kort. Kom ons raak net stil. Dankie Here vir hierdie week wat oploop na Pinksterfees toe, die gawe wat uitgestort is, die Heilige Gees wat binne in ons woon. Dankie dat ons kan vier. Dankie Here dat ons daaraan kan dink vir dit wat U alles vir ons gedoen het. Dankie Here. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, ons is nou hier by Spreuke 26, nou, soos ek al telke male vir julle gesê het, dink ou partykeer, jy moet maar sommer nie eers die goed noem nie, jy moet maar net daarboor gaan, maar ek gaan dit noem, die spesifieke een, ek gaan nou nie daarby stilstaan nie, ek gaan by een versie spesifiek stilstaan. Vers 24 sê dit die volgende woorde, vriende, hy sê, iemand kan sy of haar haat verbloem met wat hy of sy sê, maar binne hou hy by sy valsheid. Iemand kan sy haat verbloem met wat hy sê, maar binne hou hy by sy valsheid. Ek bedoel, dit is so hy kan voorgee dat hy vriendelik is, maar binne draai jou nog steeds binne in sy hart. As hy vriendelik praat met hom nie glo nie, hy is vol bose bedoeling. So as iemand haat in sy hart het, dan wil hy eintlik wraak neem, né? En dan sal hy uiterlik voorgee of hy vriendelik is, hy voorgee of hy oor die goedes is, maar dit is nie daar nie. Dit sit nog daar in sy hart en hy wag eintlik net vir die oomblik. Vers 26 sê hy verberg sy hart agter 'n valse skyn, maar van die onheil wat hy gaan doen, sal almal weet, né, van die onheil. So, hierdie ou wat haat binne in sy hart is, hy sal dit verbloem met 'n klomp ander goed, maar op die ou einde gaan daar iets slegs daarvan kom. Net so interessantheid sal ook nou wat 'n minuut. Dan die versie waarby ek wil stilstaan, is vers 27. Wie 'n gat vir 'n ander grawe, val self daarin. Die klippe wat hy gooi, sal na hom toe terugkom. Vriende, baie keer hoor ons dit binne in besigheid, dat mense om in die top uit te kom, 'n klomp goed doen, om eintlik ander mense te benadeel. Dit maak dat hulle wil by daai pos en daai posisie uitkom, so hulle sal hierdie persoon wat belovend is, 'n gat grawe, letterlik 'n gat grawe, of slegte iets oor daai persoon versprei, sodat hy of sy in onguns kom, net sodat hulle by daai pos kan uitkom. So hierdie persoon, wat doen hierdie persoon? Hierdie persoon grawe 'n gat vir 'n ander persoon. So in 'n persoon wat 'n gat vir 'n ander mens grawe, is iemand wat voorgee hy is jou vriend, wat voorgee hy is jou vriendin, maar dit is glad nie die geval nie. Hy is eintlik daar om jou ondergang te bewerkstellig, né?
En dit is wat hierdie persoon sê, hy kom, spreekdigter sê, hy kom waarsku eintlik mense, hy sê, wie 'n gat vir 'n ander grawe, val self daarin, want aanvanklik lyk dit mos nou of daai persoon weggekom het, met die gat wat hy gegrawe het, maar hy kom nie weg nie, hy val self daarin. So as jy miskien op 'n punt is dat jy amper half so bo op 'n ander se kop wil trap om by 'n spesifieke posisie uit te kom, don't do it. Amper half die teenoorgestelde wat ons vir mekaar hier moet kom sê is, kom ons as kinders van die Here hou die kroon op die ander ene se kop. Kom ons grawe nie 'n gat nie. Nee, kom ons sê eerder vir die ander mense van die ongelooflike, wonderlike kwaliteite wat in daai ene is, né? Kom ons doen dit. Kom ons doen die teenoorgestelde as wat die wêreld doen, want die wêreldse mense grawe dikwels 'n gat vir ander mense. Maar die spreekdigter kom waarsku en sê, as jy 'n gat grawe vir ander mense, gaan jy self daar val. Moenie dit doen nie. En liewe vriende, ek dink, vir my is dit let op daai vlak dat ek en jy moet met ons kind self saamleef, né? Ek en jy, wanneer 'n ou verkeerde goed doen, dan sit ons hier in 'n ou se hart. Dit voel of dit hier in 'n ou se hart sit. En daarom het ek ook al baie vir julle gesê, ons moet altyd goed voel en 'n vrede hê binne in ons, né? Moet nooit vir iemand anders 'n gat grawe nie, sê die spreekdigter, want ons gaan self daarin val. En dan gaan hy sê, die klippe wat hy gooi, sal dadelik na hom toe terugkom. Die klippe wat hy gooi, en dan baie keer sal mense sê, moenie jy wat in 'n glashuis bly, né, moenie jy klippe gooi nie. En vriende, ek dink daarom, wat ek ook al baie vir julle gesê het, kom ons leer om positief van ander mense te praat. Wanneer ons kinders, soos ons gister of eergister van mekaar gesê het, kom ons kinder mooi, kom ons sê van die mooi eienskappe wat daai persoon is, kom ons sê van die positiewe goed wat daardie persoon in sy lewe het, né. Kom ons doen dit. Wie 'n gat vir 'n ander grawe val self daarin. Die klippe wat hy op sy gooi sal na hom of haar toe terugkom. Tot my 5 sent volgende. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.